Ons is in Spreuke hoofstuk 4 en ons gaan kyk na verse 7 tot 9 vanoggend. Spreuke hoofstuk 4 vers 7 tot 9. En dit lees dan so: Die beginsel van die wysheid is: verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Dit sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Net so ver in die teks vandag. Kom ons buig vir die hoofde. O Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is. Ons dankie dat ons nie hoef te twyfel nie, Here. Dankie dat ons kan weet dat dit is U woord, die ganse heilige skrif. En Here, ons gebed is maar net dat U ons harte sal rig op U woord in hierdie oggend, dat ons dit sal vertrou, dat ons sal besef dit is genoegsaam. Maar meer as dit, o Heer, dat ons 'n liefde daarvoor sal hê, dat ons 'n honger daarvoor sal hê, dat ons ons voeding daaruit sal vind, Here, en dat ons versadig sal word. Gaan dit ons in hierdie oggend, o Here, deur die krag van die Gees, om nie net die woord te hoor nie, maar ook om die woord aan te neem. In die naam alleen vir ons, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Nou, ons het laas gekyk na verse 5 en 6, waar daar vir ons gesê was, dat die wysheid, of althans die vrouwysheid, soos hy uitgebeeld word, ons sal bewaar en bewaak, maar net solank ons haar nie verlaat nie, en net solank ons haar lief het. En soos ons gesien het, die persoon wat nie die wysheid van die Here lief het nie, gaan of maniere vind, om nie die totale som van God se wysheid aan te neem nie, of hulle gaan wel die totale som van God se woord en wysheid aanneem, maar dit gaan van korte duur wees. Dit gaan nie in volhard kan word nie. Maar dit is nie moeilik om te volhard in die wysheid van die Here en om daagliks daarin te groei tot ons heiligmaking nie, indien ons wel 'n liefde daarvoor het nie. Want daardie liefde kom in elk geval nie van onsself af nie, en die werk wat die Here ons begin het, wel, dit sal hy ook tot volëinding bring. Maar as jy nie 'n liefde het vir die woord en wysheid van die Here nie, dan is dit nie net moeilik om daarin te volhard nie, en dit is nie net moeilik om 'n behaag te hê in al God se gebooie nie. Dit is onmoontlik. Dit kan nie gedoen word nie. Maar as jy 'n ware liefde daarvoor het, sal jy nie jouself kan keer om daarin te groei, juis omdat jy 'n liefde daarvoor het nie. Jy sal jouself nie kan keer nie. Jy gaan meer wil hê, want jy is lief daarvoor. Maar die vraag is, het ons 'n liefde vir die wysheid van die Here? Want soos die skrif ons ook leer in Matteus 6 vers 24, waar staan, niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En die skrif maak nie voorsiening dat daar sommige van ons is wat dit gaan regkry nie. Die skrif maak nie voorsiening dat sommige dit gaan regkry om vir die Here lief te wees en ook om die wêreld lief te hê, sodat jy die beste van beide wêrelde kan kry nie. Nee, die skrif sê, niemand kan twee Here dien nie. En ons is nie so spesiaal dat ons die uitsondering daarvoor gaan wees nie. Ons is nie die uitsondering tot die reël nie. En daarom sal dit altyd ooglopend wees, wie wel 'n liefde het vir die wysheid van die Here, en wie nie 'n liefde het vir die wysheid van die Here nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. So eenvoudig soos dit. Dit sal ooglopend wees wanneer iemand nie 'n liefde het vir die wysheid van die Here nie, en hy ompaai rondom dit gaan soek, en verskoning sal maak, hoekom sekere van die Here se gebooie nie op hom van toepassing is nie. Of dit gaan ooglopend wees, dat hulle nie volhard in die hele raad van die Here nie. Maar dit sal ooglopend wees, dat mense ompaaie soek, of dat hulle nie gaan volhard nie. Maar dit sal net so ooglopend wees, indien iemand wel 'n liefde het vir die woord van die Here, want hulle gaan nie ompaaie soek nie.
Inteendeel, hulle gaan meer wil weet. En hulle sal ook daarin volhard. Juis omdat hulle 'n liefde daarvoor het. En daarom kan Johannes ook sê, van die mense wat vir 'n tyd saam met hom gearbei het, maar toe opgehou het in 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, dis nou die afvalliges, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Nou, hulle het uitgegaan, want hulle kon nie volhard in dit waarvoor hulle geen liefde gehad het nie. Dit is onmoontlik. En dit is maklik om onsself hierin te toets, deur om onsself te vra, het ons werklike liefde vir die wysheid van die Here? Nie net om te doen wat ons tans mee saamstem nie, maar om meer en meer te leer, sodat ons meer en meer gehoorsaam kan wees, juis omdat ons 'n liefde het vir die Here. En indien dit die geval is, en alleenlik dan, wel soos die skrif ons leer, dan sal dit jou ook beskerm. Maar ons lees dan verder in ons teks vandag, wat ook aansluit by die vorige verse, waar vers 7 dan vir ons sê, die beginsel van die wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig, deur alles wat jy besit. Nou die vraag kan dan natuurlik gevra word, maar leer die skrif ons nie, dat die vrees van die Here, die beginsel van wysheid is nie. Want so spreek 1 vers 7 ons geleer het, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. En hoe is dit dan nou, dat die beginsel van kennis of wysheid die feit behels, dat die wysheid en insig moet verwerf, deur alles wat jy moet besit. Maar dit is 2 kante van dieselfde muntstuk. Want die vrees van die Here, dryf jou weg van die kwaad. Dit dryf jou weg van die dood. Dit dryf jou weg van die sonde. En dit dryf jou weg van die wêreld en sy begeerlikhede. Die vrees van die Here maak dat jy afstand doen van alles wat onheilig is en van alles wat afvallig is. Soos ons gelees het in Spreuke 3 vers 7 waar staan, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ons lees ook in Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Ons lees ook van Job se vrees van die Here in Job 1 vers 1 waar staan, daar was 'n man in die land is, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en Godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En ook Spreuke 15 vers 6. Deur liefde en trou word die skuld versoen en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Die een beginsel van wysheid is die vrees van die Here, want dit dryf jou weg van alle dinge wat onheilig is, alle dinge wat boos is en alle dinge wat teenstrydig is met die woord van die Here. Dit dryf jou weg van daai ewels af. Dit dryf ons weg van sonde, want God is heilig. En daarom moet ons heilig wees. Of althans afgesonder wees, want dit is wat heiligheid beteken. Afgesonder van wat? Van alles wat onheilig is. Soos 1 Petrus 1 vers 15 sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En Hebreërs 12 vers 14 vir ons ook sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Maar terwyl die een kant van die muntstuk, die beginsel van wysheid, althans die vrees van die Here is, wat ons wegdryf van die kwaad, sodat ons in wysheid heilig kan wees, is die ander kant van dieselfde muntstuk, dit waarheen ons beweeg. Want die beginsel van wysheid is nie net om weg te hardloop van die kwaad af nie, deur die vrees van die Here nie, maar ook dat jy so 'n liefde het vir die wysheid self, dat jy alles wat jy besit, daarvoor sal verkoop, om wysheid en insig te verwerf.
Die vrees van die Here dryf ons weg van die kwaad na die wysheid toe. En die liefde vir wysheid self trek ons weer nader daaraan. Die vrees van die Here maak dat ons wyk van die kwaad. Dat ons heilig is. Afstand doen van dit wat onheilig is. Dit dryf ons weg van die sonde. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Kom weg daarvan af. Maar die ander kant van die muntstuk, die ander beginsel, is om 'n liefde te hê vir die wysheid, dit waarna toe jy gaan. Ons moet beide sonde verag en haat. En dit is hoe ons die Here vrees, want soos ons Spreuke nou net vir ons gesê, deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. En die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Maar nie net moet ons sonde haat nie, ons moet ook 'n liefde hê vir die wysheid van die Here. Altwee is die beginsel van wysheid. Die een stoot jou net in die regte rigting en die ander een trek jou in die regte rigting. Maar beide is nodig om ware wysheid te bekom. Haat nie net die slegte nie, hê lief vir die goeie. Ware wysheid is dus om te begryp, nie net waarvan af jy wegkom nie, en die gevaar wat daar is indien jy daar bly, en om dit te haat nie, maar ook om 'n begrip te hê van die kosbaarheid, van dit waarvoor jy die wêreld verruil, die kosbaarheid daarvan. En so moet ons die kosbaarheid daarvan begryp, want soos ons teks ook sê, die beginsel van die wysheid is verwerf wysheid, en verwerf insig deur alles wat jy besit. Dis hoe kosbaar dit is. En daarom is vandag se teks nie van toepassing op dit waarvan ons onsself afsonder nie, deur die vrees van die Here nie, maar dit wat ons trek, en soos ons teks aan sê, die beginsel van die wysheid is verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Menende, ag die wysheid en die woord van die Here hoër en belangriker as enigiets anders op hierdie aarde. Ag dit hoër as enigiets. En natuurlik sien ons hierdie selfde beginsel in die gelykenis van Matteus 13 vers 44 tot 46 waar staan: Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en hy koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit. Die wysheid van die Here is 180 grade teenstrydig met die wysheid en insig van hierdie wêreld. En die twee is 100% onvereenselwigbaar met mekaar. Daarom is die beginsel van wysheid, dat jy wysheid en insig moet verwerf deur alles wat jy besit. Want in beginsel kan jy nie wysheid en insig verwerf indien jy nie alles wat jy besit daarvoor prys gee nie. Die onderliggende beginsel van elke enkele Bybelse en goddelike wysheid is nie net die vrees van die Here nie, maar ook dat jy bereid moet wees om jouself totaal en al te ontken, om dit aan te neem, juis omdat jy liefde daarvoor het. So 'n groot liefde, dat jy bereid is om van alles afstand te doen. En indien jy nie 'n vrees vir die Here het, sowel as 'n liefde vir die waarheid, soveel so dat jy bereid is om anders daarvoor prys te gee nie, dan gaan dit jou ook nie bewaak en bewaar, soos ons laasweek gesien het nie. En dit gaan jou ook nie verhoog en eer, soos ons hierdie week sien nie. Die gemeente in Laodicense, waarvan ons lees in Openbaring, mag dalk die Here genoeg gevrees het om aan te hou om kerk toe te gaan in 'n poging om regverdig voor die Here te staan en nie onder sy oordeel te kom nie. Maar hy het nie 'n liefde gehad vir die wysheid van die Here om te doen wat hy van ons verwag nie. Maak daai vensters vir my toe asseblief, Ronnie.
As ek nie kan konsentreer nie, dan twyfel ek of enige van julle kan konsentreer. Dankie. Maar die gemeente in Laodicense mag dalk die Here genoeg gevrees het, die een kant van die beginsel van wysheid. Hulle mag dalk die Here genoeg gevrees het om aan te hou kerk toe gaan, in 'n poging om regverdig voor die Here te staan, en nie onder sy oordeel te kom nie. Maar, die gemeente in Laodicense het nie 'n liefde gehad vir die wysheid van die Here om te doen wat hy van ons verwag nie. Hulle werke het opgehou en hulle het hulle self verryk, sê die skrif vir ons. En die Here sê vir hulle in Openbaring 3 vers 17, jy sê, en hy praat nou met die gemeente van Laodicense, jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Met ander woorde, hulle was nie meer bereid om wysheid en insig te verwerf deur alles wat hulle besit nie. Inteendeel, hulle het die wysheid begin verag, sodat hulle weer dinge kon besit en kon sê dat hulle ryk is. Maar soos die Here vir hulle sê, as ek julle gedeelte mag lees, Openbaring 3 vers 16 tot 18, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan, sê die Here vir hulle. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Maar as die woord en wysheid van die Here nie vir jou is, soos goud wat gelouter is in vuur nie, soos 'n parel van groot waarde nie, hoekom sal jy alles prysgee daarvoor? Hoekom sal jy dit alles prysgee vir iets wat nie vir jou van enige waarde is nie? Hoe kosbaar is die wysheid en insig van die Here vir ons? Hoe kosbaar is dit? En hierdie goud wat gelouter is in die vuur, dit is nie moeilik om te kry nie. En dit is daar om te vat. Want al wat jy moet doen, is om bereid te wees om alles wat jy het daarvoor prys te gee. Dis hoe maklik dit is. Jy moet net alles wat jy het daarvoor prys gee. Dit is nie dat jy nie die kosprys daarvan het en daarom kan jy dit nie kry nie. Dit is nie 'n geval van dit kos R2000 en party kan dit bekostig en ander kan dit nie bekostig nie. Nee, die waarde en dit wat jy daarvoor moet prys gee, is jou alles. En almal het dit. Almal het hulle alles. Alle mense het 'n vorm van finansies, alle mense het vriende, en opinies, en idees, en drome, en vooruitsigte, en voorkeure, almal het dit. Met ander woorde, alle mense besit die dinge wat nodig is om wysheid te bekom. Almal het dit. Die vraag is bloot, is wysheid vir jou so kosbaar, dat jy bereid is om al daardie dinge te laat vaar en prys te gee vir die gelouterde goud, vir daardie parel? Is jy bereid dat die finansies dalk mag skade ly? Is jy bereid om afstand te doen van vriende en opinies en idees en drome en vooruitsigte en voorkeure en so meer? Soos een teoloog sê, is jy bereid om alleen te staan? Is jy bereid om alleen te wees? Want jy gaan alleen wees. Glo vir my, wanneer die Here gaan volg, daar gaan tye wees, wat jy alleen gaan wees.
kan jy alleen wees saam met die Here? Kan jy alles verloor? Kan alle mense teen jou draai? Is jy bereid om alleen te wees? Want jy gaan. Want dit kos alles. Die vraag is nie of jy dit kan bekostig nie. Die vraag is, wil jy dit koop? Want ongeag wat jy het, dit gaan jou hele wese kos. En daarom noem Paulus homself 'n slaaf van Christus. Want nie een enkele deel van sy wese en bestaan behoort meer aan homself nie. Hy sê hy's 'n slaaf. Maar daarom kan ook gesê word in Jesaja 55 vers 1 tot 3, o, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop, en eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prys. Kom, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Die wysheid en insig van die Here kos nie 'n sent nie. En die verlossing in Christus kos nie 'n sent nie. Sodat niemand kan sê dat hulle dit nie kon bekostig nie. Maar dit gaan jou alles kos. Die vraag is nie of jy die wysheid van die Here kan bekom nie. Die vraag is, wil jy? Dit is nie so dat ryk mense dit makliker kan bekom omdat hulle meer geld het nie. Inteendeel, die woord leer ons, hoe meer geld jy het, hoe moeiliker is dit om daardie gelouterde goud te koop. Want jy het meer om prys te gee. Soos Jesus sê in Matteus 19 vers 23 en 24, en Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan, en verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Ek sê dit elke keer, as mense wat sê, 'n naald is hierdie gat in die muur waar die kamele moes deurgaan, nonsens, hy praat van 'n gat in 'n naald. Hy praat van 'n naald. 'n naald is 'n naald. Dit is nie 'n gat in 'n muur in Jerusalem waar die kamele moes buk om deur te gaan en dan as hulle las op hulle rug en dan kon hulle nie deurgaan en daai nonsens nie. Ek sê vir jou, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, dit is 'n oog van 'n naald, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Inteendeel, die Here sê in Lukas 6 vers 24, maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Geniet jy die rykdom? Geniet jy die aansien van mense? Want die valse profete het ook die aansien van mense geniet. Of is jou aardse eer en rykdom onvergelykbaar met die wysheid en insig van die Here wat is soos gelouterde goud? Of soos Paulus sê in Filippense 3 vers 8 tot 9, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het,
en as drek beskou om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. In vergelyking met Christus. En soos hy sê, die kennis van Christus, of althans wysheid en insig as jy wil. Ag hy alles wat hy het, as drek. Dit vergelyk nie in waarde nie. En dit is hoe hoog Paulus die wysheid en insig ag en die kennis van Christus, soos hy dit noem, vir hom is. Hy ag dit hoog. So hoog dat alles anders drek is, in vergelyking. Hy ag dit hoog. En soos ons teks dan verder sê in vers 8 en 9, hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer, as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof, en dit sal 'n suurlike kroon vir jou verskaf. En hier sien ons weer hoe daar 'n absolute vereenselwiging van die skrif is met onsself. En hoe dit ooglopend raak dat die Bybel in sy geheel deur die Heilige Gees uitgeasem is. Net as 'n synota, aangesien ons sien dat die personifikasie van wysheid as 'n vrou, of die uitbeelding van wysheid as 'n vrou wat jy moet lief hê, die gepaste uitbeelding is. Want die verhouding tussen die mens en wysheid is ooreenkomstig met die verhouding in 'n huwelik. Die verhouding tussen die mens en wysheid is ooreenkomstig met die verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik. Want soos ons lees in Efesiërs 5 vers 33, in alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, julle mans, julle moet julle eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Mans moet hulle vrouens lief hê en vrouens moet hulle mans eerbiedig. En is dit nie presies wat ons sien met wysheid, wat as 'n vrou uitgebeeld word nie? In vers 6 van ons teks het daar gestaan, ons moet haar, dit is nou wysheid, lief hê. En hier sien ons in vers 8, dat die vrou wysheid, in ruil daarvan, jou weer sal eer. En ons sien sulke goue drade van ooreenkomste dwars deur die Bybel, want die Bybel selfs al is dit ook oor 'n kwessie van duisende jare geskryf, is hier een oorhoofse persoon geskryf, naamlik die Here self. Maar die punt is, soos jy jou eie vrou liefhet, en jouself vir haar sal oorgee, en alles in die wêreld vir haar sal prysgee, wel ek hoop ten minste jy sal, so moet jy die wysheid van die Here ook lief hê. So moet jy dit lief hê. En sy sal jou eer, net soos jou eie vrou jou ook sal eer, indien jy haar lief het. Of soos ons teks sê, sy, dit is nou die wysheid, sal jou verhoog, sy sal jou eer, sy sal 'n lieflike krans vir jou wees, en soos vers 8 ook vir ons sê, dit of althans sy, soos die oorspronklike Hebreëus sê, sy sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Sy sal vir jou 'n kroon gee. En weer eens, net soos 'n deegsame vrou, soos ons ook lees in Spreuke 12 vers 4, sien ons dieselfde daar, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. Hanteer die wysheid en insig van die Here, soos jou eie vrou sal hanteer. Want hulle word op presies dieselfde manier uitgebeeld. Hanteer die wysheid en insig van die Here, soos jou eie vrou sal hanteer. Indien jy nie jou eie vrou sal uitruil vir 'n spul ander vrouens nie, moet dit ook nie doen met die wysheid van die Here nie. Want as jy jou eie vrou gaan uitruil vir 'n spul ander vrouens, gaan sy
nie vir jou 'n kroon en beskerming bied, en sy gaan jou sekerlik nie eer en verhoog nie. Ons kan nie verwag dat ons vrouens ons gaan eer indien ons haar uitruil vir 'n span ander vrouens elke tweede aand van die week nie. Maar hoe kan ons dit verwag van God se wysheid? As ons die wyshede van God se woord verruil vir die kammerwyshede van die wêreld, selfs al is dit net een keer 'n week. Hoe kan ons verwag ons vrouens moet ons eer as ons al verruil vir 'n ander vrou 1 of 2 keer 'n week? Ons kan nie. Maar hoe kan ons dit doen met of verwag van die wysheid van die Here? Nee, laat ons alles prys gee. Nie net vir ons vrouens as ons moet nie, maar vir die Here en sy woord. Want jy weet, jy gaan oukei wees as jy alles in die wêreld verloor. En hulle kom haal jou huis en hulle kom haal jou karre en so meer. Solank jou vrou langs jou staan, jy weet, jy gaan oukei wees. En dieselfde is die geval met God se woord en wysheid. Want wat maak dit saak as jy alles verloor? En as jy alles moet prys gee, solank jy Jesus Christus het en in sy weë kan wandel en hy aan jou kant kan wees. Wat maak dit saak jy verloor alles? Om jou alles prys te gee vir die Here is 'n bitter klein prys om te betaal, sodat jy die Here van die heelal geëer en verhoog en beskerm en gekroon sal word. Dit is 'n baie klein prys om te betaal, sodat die Here van die heelal aan jou kant kan wees, aan ons kant kan wees. Maar begryp ons die waarde van God se woord en sy wysheid en sy insig, soos ons die waarde van ons eie vrouens begryp, sodat ons bereid is om alles daarvoor prys te gee. Het ons 'n begrip van die waarde. Want die beginsel van die wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig deur alles wat jy besit. Hou haar hoog, dan sal sy jou verhoog. Sy sal jou eer as jy haar omhels. Sy sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. En sy sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Wanneer? As jy haar omhels. As jy haar liefhet. Wanneer jy haar nie sal uitruil vir enige ander vrouens nie, maar jou alles vir haar sal prys gee. En mag die Here ons dit dan gun in sy groot genade om werklik die waarde van sy wysheid te begryp. Sodat alles anders in ons lewens nie eens kan vergelyk met die waarde van die goud wat deur vuur gelouter is nie. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, ons dankie vir die woord, die wysheid, die waarheid, die insig wat ons kan hê. Nie deur die woord nie, maar deur die krag van die Gees wat dit aan ons openbaar. Here, gun dit ons om die woord lief te hê, Here. Om dit hoor te ag as al die goud in die wêreld. Al die eer wat ons van mense kan ontvang. Hoor te ag as al die drome wat ons dalk mag hê. Mag niks op hierdie aarde eers naby dit kom. In ons bepaling van die waarde daarvan, Here. Ag Here, lei ons om 'n liefde en honger na U woord te hê, na U wysheid, Here. En Here, wanneer ons het, dankie dat ons ook 'n absolute gemoedsrus kan hê, dat dit ons sal beskerm, ons sal bewaak, dat dit ons sal eer, ons sal verhoog, vir ons 'n kroon sal verskaf. O Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. Maar Here, gun dit ons om die waarde van die woord te begryp. Want Here, hoe kan ons alles wat ons het daarvoor prys gee?
as ons 'n lae waarde daaraan koppel? Hoe sal ons alleen kan staan, as ons dit nie eens belangrik ag nie, om voor alleen te staan nie? Maar gaan dit ons, o Here, dat selfs al staan ons alleen, ons sal onwankelbaar sal wees, op die rots wat is Christus. En selfs al is almal teen ons, selfs al verloor ons alles, selfs al staan ons alleen, gun dit ons, o Here, om wel te staan. Maak ons braaf, o Here, en geef ons 'n liefde vir wie U is en vir die woord. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is, teenoor sondaars soos ons. In U naam alleen, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.